Liewe Lourens, jou seun het sy finale eksamen briljant geslaag. Hy weet natuurlik nie wie sy pa is nie. Maar namens hom dank ek jou vir jou maandelikse cheque. Hy kan nou op sy eie voete staan. Olé! Van jou Spaanse vriend, Rosita! Al die groot beskouings van die verlede het verkrummel tot stof. Nie as gevolg van druk van buite nie, nee, doch as direkte gevolg van die ineenstorting van hulle morele kodes en basiese oortentlikheid. Dit is dus met opregte trots dat ons die wêreld wil verseker dat so iets nie kan of sal gebeur hier in Hermanus nie. Dames en here, laat die voorsitster self verduidelik. Dames en here, ek dink ons besef almal dat hierdie probleem nou te groot geword het vir die morele komitee om alleen te hanteer. Ekstra fondse is dringend nodig vir die aanbou van 'n nuwe vleuel aan ons tehuis vir ongehuwde moeders. En daarom is dit vir ons 'n besondere voorreg om hier in ons midde te hê ons geëerde LPR Dr. Lourens van Rooyen. Geachte mevrou die voorsitster, geëerde lede van die komitee, die verantwoordelikheid van hierdie komitee, naamlik om die volksvreemde ewels van pornografie, onwelvoeglikhede in rolprente, boeke, tydskrifte en koerante te beveg, is nie hulle alleenige taak nie. Daar rus ook op hulle skouers die taak vir die uitbreiding van hierdie huis vir ongehuwde moeders. Nou, ek wil dit vandag aan u kategories stel. Ek wil hê u moet dit weet. Die fondse wat ons beheer, sal vrylik tot uw beskikking gestel word. En as ek as lid van hierdie gemeenskap 'n bydrae kan lewer, hier is ek. En as ek as LPR 'n bydrae kan lewer, ek is hier. Tot ziens, dokter, baie dankie. Baie dankie. Was vanmôre trots op jou, Lourens. Wat 'n wonderlike man. Wonderlik. Ek het skoon hoendervleis gekry. Hier is ek. Ek is hier. Wonderlike man. Daardie dokter van Rooyen sal dit nog ver bring. Ja, sy soort is wat ons land nodig het. Groot beginsels, my liewe broer, skei die manne van die muise. Ja. Ons moet toch vir Paula die regte man uitsoek, my skat. Jy weet, sy is nou op daai vatbare stadium. Maar dokter, Dag Martinus. jy nog keer weer? Goeiedag nuwe jaar. Ja ook. Nee, ik wil kopiëren hoor. Jou seun het sy finale eksamen briljant geslaag. Hy weet natuurlik nie wie sy pa is nie, maar namens hom dank ek jou vir jou maandelikse cheque. Hy kan nou op sy eie voete staan.
Onder die maan ligt bij je lang geleden, heeft die Spaanse plicht gedaan. Op die dorpsplein, op haar hoge hakjes en haar kastanje te staan. Terzelfde tijd, na Driekse vrij en al had ze aangeroerd. In zonder dat hulp van elkaar geweet het met al drie gekoekeloe. Van Herman is vrij tot tafel bij, was die tongen aan die grond. Papa ze streken, mama ze spreken en Rosita wat alles op doen. Wie ze kent het niet, van die Spaanse vlieg, wie ze kent het niet. En wie gaan weg, wie ze kent het niet, van die Spaanse vlieg. Olé, olé. Pierre, my skat, ek is jammer ek kon nie vanoggend kom nie. Ma het my saamgesleep na een of ander vergadering oor ongehuurde moeders. Jy behoort te weet. Nee, wag, nou nie maak of jy die enigste een is wat hulle in besigheid gehou het nie. Natuurlik sal ek kaal gaan. Yes, like, ek is mos nie meer skaam vir jou nie. Ek sou so hoop nie. Pragtige, perfekte liggaam, my skat. Niks om voor skaam te wees nie. Snaaks. En wat beteken dit? Dit was persoonlik, ma. Dit kon ek baie duidelik hoor, ja. Wie is die Peer? Dis net 'n vriend wat ek... Wat jy baie intiem ken, klink dit my. Was net 'n grap, ma. Paula, jy weet waarna toe sulke grappe lei. Ek verbied jou om hierdie foonvark weer te sien. Of is die skade al klaar gedoen? Sis, ma. Paula, kom terug. Kom terug. Ag meneer, verskoon tog. Ek is op soek na die huis van Dr. Lourens van Rooyen. Dr. Lourens van Rooyen? Hoe bly daar bo in die boerdorp, daar by die pelage, daai renthuis? Trou met daai prokureur rond, né? Ons sal sien. Moenie alweer gaan pamperlang nie. Dis nou die laaste strooi. Skrikkelik ontstel, Lourens, kom saam met my. Wat my keer, my engel. Die vreeslikste ding oor die telefoon gehoor. Ons moet dadelik dorp toe ry. Maar wat vir idee wil jy so pad? Dit gaan oor jou kind, Lourens. Wat ook het? Ek het die hele storie oor die foon gehoor. Ek weet nou ongelukkig alles. Alles? Ja, sy het gebel. Gebel, die vlieg. Die jongman is hier op die dorp. Hier op die dorp. En as ons nie dadelik optree nie, lê die skandaal die hele dorp vol. Wat sal die mense sê? Emma, luister, ek kan verduidelik. Net soveel jou skuld as haar en jy die kind bederf. Maar ek het maandeliks bygedra en die kind is goed opgevoed. Nie nou wat ek nou net gehoor het. Hy is selfstandig, hy kan op sy eie voete staan. Is dit alwaar aan jy dink geld? Gaan nou die jongman opspoor en jy die ding finaal doodspoor. Emma! Gee nie om 'n miljonair. Emma! Emma, luister hierso. Emma. Emma, maak oop. Emma! Luister, Emma, jy weet hoe dit is as 'n mens jonk is. Jy vang hier die dom onnozele dinge aan. Emma! Emma! Moet ek gebel? En die kind is hier? Ag meneer, verskoon my. Ek is op soek na die huis van Dr. Lourens van Rooyen. Kom. Wel, my moeder het gesê om te kom opsoek. Verwag maar. Je moeder. Luister eens. Je is op een verkeerde dorp, hè. Die verkeerde huis. En die verkeerde man. Man die wegkomt. Kom! Corrie.
Ek soek 'n bietjie inligting. Emma, hoe het jy my hier gekry? Wemmer het my so min of meer beduie. Sjoe, die onweerstandighede wat hier plaasvind, Emma, is skokkend. Die Louisstrand is skokkend, absoluut skokkend. Hou net boek, Corrie. Hou net boek. Sê my, wat kan jy my vertel van ene Pierre Durant? Wat het die losbol nou weer aangevang? Nee, sommer net 'n saak in verband met die tuis. Ek is net geïnteresseerd. Wat ek sien, is natuurlik die skynheiligheid van self. In 1968 strand hy 'n ligwaardin. In 1969 het hy 'n verhouding aan met die dogter van 'n professor. In 1971 desgelyks met die dogter van 'n proefleser. En daarna 2 balletdansers. Genoeg. 'n sirkusmeisie Skande. en ek hoor juis, hy het nou 'n verhouding aan met die dogter van een van ons gesiene dorpsfamilies. Wat is dit, Emma? Ek sit op 'n skulpie. Daardie Durant is natuurlik die voorbok onder die Kaalbasbrigade. Ek sien glad te veel van hom op die strand. Werk die man dan nooit nie? Wat borg vir sekuriteit? Emma! Skierige aagie daarom. Waar was jy? Hè? Ek het nou halfmal gesoek na jou. Presies wat ek gevrees het. Erger as wat ek my kon voorstel. Dis alles my skuld. Hoe sal jy my ooit kan vergewe? Jy is so ontsettend kalm. So dit help as ek ook gaan lê. Wie sal dan ons familie uit hierdie skande situasie red? Jy? Nee, jy gee maar net geld. Corrie sê die storie lê al die hele dorp vol. Jy weet natuurlijk wat dit beteken. Ek moet die huis verkoop en trek. Nee, Koel is daarom nog nie helemaal deur die kerk nie. Jy sal as vader nou net die hele ding met daai prokureur Durant moet gaan bespreek. Sê vir hom ons weet van die hele smerigheid en ons is woedend. Woedend? Ja, en sê vir hom ek het topkontakte onder die regsgeleerdes in hierdie land. Jy sal verstaan. Durant ook om nou juist Durant. Laurens, is jy die kind se pa of is jy nie? Nou doen dan jou plig as pa en gaan praat met die man. Ondersteun ons kinderdagfonds. Dankie meneer vir die baie dankie. Kom maar, is daar nie nog mense wat 'n paar sente oor het vir die kinders nie? Baie dankie meneer. Dankie. Nog mense, nog vrywilligers om ons iets te gee vir ons kinderfonds. Baie dankie, ons stel het baie op prys. Dr. Van Rooyen, u sal toch seker iets vir ons kinderfonds skien, nie waar nie? Net 'n paar centjies vir ou onegte kindjies so baie help, weet u? Wil jy nie 'n paar baba sokkies koop nie? Is alles vir dieselfde fonds. Seker, hè? Jy is wonderlik vrygewig, dokter. Baie dankie. Dokter, hier is die sokkietjies. Ek het hulle self gemaak, dokter. Baie dankie. Nog iemand wat wil iets gee vir die kinderfonds? Goeiemôre, dokter Van Rooyen. Kan ek u help? Meneer Durant, asseblief. Meneer Durant, dokter Van Rooyen is hier met te spreek. Kan hy maar binnekom? Van Rooyen, verrassing. Kom binne. Sit gerus. Meneer Durant, ek weet werklik waar nie waar om te begin nie. Die telefoon. Net 'n oomblik. Hallo, Durant hier. Hallo Tannie-san. Ja, ek het die grond verkoop. Nee, 500.000. Aha. Oor vlekkie, hè? Ja, ons sal hom kry, Tannie-san. Jy weet ek verloor nooit 'n saak nie. Goed, totsiens. Dis jammer. Dr. Van Rooyen, ek weet presies waaroor die saak gaan. Die vrou het my reeds geskakel. Wat kan ek sê? Wil jy nie iets drink nie? Nee, dankie. Meneer Durant, ek het sekere verpligtinge teenoor my samelewing. Ek is 'n gelukkige getroude man. Wonderlike vrou, wonderlik. En ek het 'n pragtige dogter. Dr. Van Rooyen, wat uw vrou oor die telefoon gehoor het, is eintlik heeltemal onskuldig. Laat ek verduidelik. Nee, wag. Laat ek probeer verduidelik.
Vir 25 jaar het ek hierdie geheim veilig bewaar. Ek het die een nag saam met Rosita, dit is nou die Spaanse vlieg, deurgebring. En toe die kind, ek het natuurlijk bygedra tot die kind se opvoeding, hè, dit is die minste wat ek kon doen. En nou, het ek hierdie kerskaartjie ontvang. Emma voel dat jy kan hierdie skandaal verhoed. Asseblief man, verhoed dit. Hè? Verhoed dit. Die Spaanse vlieg. Ja. En u sê u vrou weet van die bestaan van die kind. Rosita het skynbaar gebel of iets. Haar seun is hier op die dorp. Nou, Dr. Van Rooyen, ek kan u verseker, ek het iets heel wat erger as dit verwag. Werklik. Maar sê my, hoekom gaan u nie na u eie prokureur in die stad nie? Maar Emma dan gesê ek moet na jou toe kom. Wel, ek sal my best doen om u reputasie te red. Tot ziens, dokter. Tot ziens. Dr. Van Rooyen, O ja, u fooi. uw bril. Oh, dankie. My hoed. Uw hoed. Tot ziens. Rosita. Ek sal so rukkie uitwees. Fikse kindjie. Waar is dokter Van Rooyen? Doe iets man. Wat? Stap saam met my. Jammer ons is laat, Emma. Maar jy ken mos my dogter. Net so tyd saam soos haar ma was. Hallo Willie. Hallo Tannie. Paula nog op die strand? Nee, sy staan binne my kind. Wat se keer met Paula? Is sy siek? O, Eddie het 'n lelike ding sy kop uitgesteek. Ja. Paula het agter ons 'n verhouding geanknop met 'n man. Bedoel jy sy's Ek weet nie hoe ver dit al gegaan het nie, broer. net kan 'n lelike skandaal afgee, hè? Wat sê Lourens? O, so ontstoken. Die arme Lourens. Hallo jong. Wat's goed? Doch jy's uit met Peer. Ma het uitgevind. Ag, kry 'n skyf en vertel my alles. 'n Mens weet natuurlik nie waar jy is met vandag se kinders nie. En die van 'n waldseun lê die oplossing. Paula is natuurlijk baie gretig dat hy en Paula 'n verhouding aangaan. Ek dink hy sal haar van Durant kan laat vergeet. Ja, goeie kom op bitter. Ja, die Durant is natuurlijk in 'n dus. 'n Ventelaan en losbol. Volgens my inligting heel waarskynlik al die pa van 'n buiteegtelike kind het. Ja, dis 'n gewigtige saak. Liewe hemel, Emma. Is het nou nodig om Eddie ook in hierdie gemors in te sleep? Dit is toch familie, Lourens? Ons moet saam staan. Juis. Is die saak met die rand nou afgehandel? Hy sê, hy sal kyk wat hy kan doen. Dis edel van hom. Kom nou kinders, los julle kopstukke tot later. Kom Eddie, jy moet help met die braaivleis. Goed, maar Ja. Dis dan nou afgehandel. Tonnetjie, kom eet. Meneer Van der Walt. dit is skrik. Wag.
Ja, natuurlijk. Eksamentyd. Nee, dit is voorbij. Dit is maar net 'n belangstelling van my. As seriologie. Uw moeder is mevrou Rosita van der Walt. Nee, Matilda. Matilda van der Walt. Natuurlijk. Bekende Spaanse danseres. Ek sou dit nogal graag wil sien. Nee, my ma se nie eens waag om 'n wals aan te pak nie. Hulle nie sê dat my pa se dood nie. Is jammer. Onlangs. Verlede jaar. Soms skielik. Dankie. Is okay. Dankie. Wie niets drinkt nie. Nee, dankie, ek dink nie, maar gaan gerus voort, meneer Durant, Pierre Durant. Aangenaam. Ag nou. Ja. Weet, ek is ook bevriend met die Van Rooyens. Jou ma is mos 'n ou vriendin van Dr. Van Rooyen. Nee, my ma het aan Emma ontmoet op verlede jaar se morele aksievergadering. My ma is die erevoorsitter. Nou, vertel jy my dit. Ja, tannie Emma het my genooi om by te kom kuier, maar ek kan Van Rooyens nêrens nie hande kry nie. So, dan ken jy seker ou Dr. Paula. So nou en dan. Ja. Ek kry soms gevoel my ma en tannie Emma het kop en kinders bymekaar gesit. My ma wil hê ek moet trou en hierdie Paula sê klink nogal jy weet. Nee, vertel. Jy weet nee, eintlik het ek tyd vir die soort van dinge. Natuurlik, jou studies, né? Ja. Maar ja, vreemde messies. Wie daarom nie. Nou, Hendrik. Ek dink op jou toekomstige verhouding met die skone juffrou Paula van Rooyen. Bene in die lug. Hoe lyk dit hier? Nee, goed. Ja, en wie weet. Misschien nog burgemeester voor het einde van het jaar, hè? Kry vir jou 'n goeie vrou, Eddie. As bewenaar gaan jy swaar kry. Slaai, Laurens. Maar zet ze maar voor mij een stukje brood daarin. Ja. Laurens, wat hoor ik? Daar is sprake dat je administrateur gaan worden. Haha, stadig, ou broer, hierdie dinge neem tyd. Waar is Laurens? Wat van 'n kabinetspos vir Laurens, Emma? Moeder, ek sê moes mal word. Ja. Als ze niet door wist, zou er van Rooyens, hè? Goed nou, Eddie. Laurens. Hey, Laurens, ik zeg. Dat was hier wat jullie ontmoet het, hè? Die grote liefde van jouw leven. Ja, 22 jaar gelede, op 'n dans. Oeh, daardie danse. En net ons gedans. Julle vir die eerste keer op 'n dans wat met hom, Laurens? Ag, hartjie. Laurens glo nou eenvoudig daaraan om van die verlede 'n groot geheim te maak. Wat zeg je skimpery is dit, ja? As daar gepraat moet word, praat dan. As jy iets wil sê, sê dit. Ja, maar daar's niks meer om te sê nie. Choppie vir iemand? Maar ek verstaan dit nie. Die saak is toch afgehandeld. Ek wil net nie weer die jongman se naam in hierdie huis hoor nie. Ek is bereid om die hele saak te vergeet. Kijk, als die jongeman weer aankomt. Paula, my kind. Jy sal hou van hom. Hy's 'n intelligente jongman met 'n goeie agtergrond. Sy vader was 'n man duisend. Nee, Laurens. Laurens? Ja, man. Hey, Laurens, ik moet nog een foto van de familie genemen. Kyk net hoe jy jou pa ontstel, Paula. Ja, ma. Suurvy, Emma. En nou? Kan jy miskien die suidpool sien? Ja, die Pierre Durant. Hy sal weer hier op die strand in sy klein slenterbaaibroek. Wat voel hy nou weer in die mou? Waar het 'n baaibroek nou 'n mou kon? Jy kyk na die verkeerde plek. Altyd vermoed. Hy's nou met seuns deur mekaar. Man, jy het niks om voor bang te wees nie. Sy's 'n lekker girl. Jy moet net weet hoe. Ek weet nie so mooi. Gesels net lekker met haar. Vertel haar van jou boeke en jou swatry en die soort goed. We kon met Matchfoot. Wat so goed? Matchfoot. Jy weet mos 1290 voor Christus. Sy is die vrou van Kadashman Garbi die tweede. Natuurlijk. Kan ek vergeet. Sy sal mal wees daaroor.
Rosita! Kom op, bly jy. Jammer. Verskriklik jammer. Weer. Hallo. Dis seker jou niggie. Ja, dis ek weet alles van jou, Vreier. Jou pa was vanoggend by my in die kantoor. Het jy probleme by die huis gehad? Nou het hulle te ver gegaan. Daar's een of ander misverstand. Hulle wil my uit die pad uit hê. Ek moet sê, hy telefoongesprek van ons het seker nie baie goed geklink nie. Maar dit was 'n private gesprek. Toe maar, laat dit aan my oor. Ek moet jou ouers se samewerking en respek hê. Tog nie nou skoolma probleme optel nie. Pierre, waaroor het jy en my pa gesels? Wat het my pa vir jou gesê? Genoeg om my moed te gee. Jy weet van daai Hendrik van der Walt? Die ingevoerde nommer. Ja, ek het hom in die hotel ontmoet. Jy weet, as ons hom aan 'n Paula van Rooyen kan voorstel, dan gaan dit hom besig hou terwyl ons iets uitwerk. Billy, luister jy nou mooi na my. Sis! Word jy beskaam? Wat? Hallo Hendrik. Laat ek jou voorstel. Dis nou Paula van Rooyen. Hendrik van der Walt. Aangenaam. En haar niggie Billy. Hallo. Aangenaam. Onthou nou wat ek jou gesê het. Hy wil nie liever bly nie. Die ware liefde. Oh. Ek het liefde van my liewe moeder aan u liewe moeder. Jy is vol liefde? Skoonlapper. Het kom net hier by die see voor. Dra jy lykhuis mee saam? Jy dink seker ek's 'n psigoloog? Psigopaat. Nee, eintlik is ek 'n asserioloog. Sis, net nou oor die kinders. Asserioloog, ja. Ek voel my heeltemal tuis by die Assiriërs en die Babiloniërs. Dan jy hier beslis verdwaal. Ek ken hulle uitwendig. Oh. So, is jy op hoogte van die nuutste ontdekkingen op die gebied van koningin Hatshepsut? Absoluut. Werklik so. Wat dink jy dan van Kadashman Garbi die tweede 1290 voor Christus? Baie oud. Lag jy vir my, Paul? Nee, ek... Hendrik, wil jy nie saam met my kom swem? Dankie, Paula, maar eintlik kan ek nie swem. Wonderlik, ek ook nie. Nee? Nee, maar dryf soos 'n bom. Julle weet, ek is eintlik verbaas dat Lawrence so sleg reageer teenoor die besigheid tussen Paula en Durant. Ek het altyd gedink hy's 'n oop soort mens. Wat bedoel jy met oop alwyn? Nie een van ons kan nou 'n skandaal bekostig nie. Ons het lank gewerk om 'n goeie voorbeeld aan die jong mense te stel. Ek sal nie toelaat dat Durant dit nou vernietig nie.
Ag genoeg. Laurens het die man goed op sy plek gesit. Lyk my net my ouma wat van jou hou. Ag, Pier. Kan ons nie reguit na my ouers gaan en met hulle gaan praat nie? Ons verhouding word nou in 'n lawwe sirkus verander. Wil net nie ons met hulle seer maak nie, Paula. Hulle moet 'n goeie rede hê vir wat hulle doen. Ons moet net uitvind wat daai rede is. Ek gaan onskuldig voel oor ons verhouding. Is dit verkeerd om lief te hê? Ek wil jou nie meer in geheim ontmoet nie. Ja, het sal nie altyd so aanhou nie. Waar is jou ma nou? By die wenners vir 'n drankie. Sal ons bietjie na my plek toe gaan? Okay. So dan is ek regtig jou eerste meisie. Ja. So, wanneer kan ek jou ouers ontmoet? Ek moet dit tog seker leer ken vir ek jou aanvraag kom. Nee, Hendrik, ons wag eers 'n bietjie. Ek wil eers beter leer ken. Beter leer ken, ja. Hendrik, sis, jy laat alles so stout klink. Jy weet, hoe klein as het my ma altyd gesê. As ek stout is, dan sal ek 'n klip verander. En weet jy wat? Wat Hendrik? Ek dink dit is besig om te gebeur. Hey, wag vir my. Ek hou nogal van die naam mevrou Paula Durant. Dit klink nie sleg nie. Kom. Eddie, ek hoor Alwyn word waarskynlik ons nuwe skoolhoof. Ek dink hy verdien dit. Gelukkig Alwyn. Oh, wel. Dit is pragtig, Alwyn. Jong mense het jou dissipline nodig. Dink ek sal ooit weer kan loop nie. En nou hoor jy? Oppas! Oppas! Ek het 'n rugtarwe geskiet. O, Emma, vir die verskriklikste nuus vir jou. Jou kind is die daar die seksmania kon voer. Wat sê jy daar? My eie oë gesien Pier Durant. Alwyn skink right, kom Eddie. Waar is hy hier? Hy is nou by sy huis. Moet iets te drinke kry. Brandewyn. Wat jy nodig het is 'n vergeermiddel. O, is jy seker ek kan mag? Maar is seker ek kan saam met jou stuur. Nee, nie regtig. Bly. Dankie vir die boek. Ek sal graag lees oor die titel. Ja, ek sal wel. Die titel? Hallo? Okay. Bye. Bye. Hey, Ja dan? dinge loop maar verkeerd, man. Het jy vanoggend die regte ding gedoen? Ek het nie keuse gehad nie. Emma het gesê, gaan. Dan gaan maak dit reg. Dat maak sy saamwerk. Natuurlijk, hy is nie 'n onredelike mens nie. Jy gaan nou na die rand toe maak dinge tussen julle reg. Nou.
baadjie. Ry, kry jou ry. Toe. Magtig, Minnie. Jy weet ek het jou belet om te gaan loop. Ja, maar pa. Klim kind. Ons het groter probleme in ons lewens. Dankie, dis genoeg. Jy weet ek is bly ek het iemand op die universiteit geken het. Anders het jou dalk nooit ontmoet nie. Ek weet wat jy al so gemis het. Dan weet natuurlik elke week al groot liefde ontdek. Sy het niks gemis nie. Nou, Hendrik sal sy storie moet ken. Ek het seker geweet jy gaan my nog voorlê. Ek dink op 'n paar interessante dae wat voorlê. Ek gaan ons hier in die boot af. Al langs die kus af. Tot kom ek by Brindisi. Kyk. Van Rooyen. Wat is verkeerd? Ek weet nie wat my besiel het nie. Maar is dit nie... Laurens, dank die vader, jy's hier. Ek kan die saak nie langer hanteer nie. Kom. Emma. Hallo Willie. Goeienaand meneer Boersma. Nee, Durant. Kom binne. Emma, wat is aan die gang? Die kind is hier in Durant se huis. Die vliegse kind is hier. O, heerlik drama. Binne. Stap gerus deur. Paula, het jy geen skaamte meer nie? Maar ek is nie meer 'n kind nie. Dis nou die einde, meneer Durant. Julle telefoongesprek van vanoggend was erg genoeg. Maar u het sekere beloftes aan my man gedoen. En ten spyte daarvan bring u haar in die middel van die nag na u huis. Ek is bevrees, dis nou 'n saak vir die polisie. Ja. My dogter. Oom Laurens. Ek is lief vir Paula en ek gaan met haar trou. Ha! Mamma, ek het Peer lief. Paula, nog net een woord. Een woord en ek stuur jou vir 6 maande na my suster in Bloemfontein Oos. Eddie, neem die kinders kar toe. Ek wil privaat gesels met hierdie... Ek het 'n gek vir myself gemaak. Ek is bevrees jy het my regtig nie veel tyd gegee om iets te sê nie. Wat vir ons gesprek volgend? Was en is net tussen ons. Maar ek gaan met haar trou, oom Laurens. U is 'n skrik, meneer Durant. Om ons minderjarige dogter te verlei met ongure geheime ontmoetings. Maar my liewe toekomstige skoonmoeder, het u nooit in die lewe geheime ontmoetings gehad? Tog, jy sou iets voorstel. Wat sê oom Laurens? Ek sê niks. Ek is goed opgevoed, mevrou. Toppraktyk. Is nie meer 'n kind nie. Asof Paula 'n goeie man is. Goeie man, met 6 verhoudings in 8 jaar. Nee, mevrou. 8 verhoudings in 6 jaar. Verwag jy nou werklik dat ons sommer so ons enigste kind haar kuisheid moet laat prysgee? So legendariese Casanova. Laurens sê iets. Laurens? Prokureur Durant. 'n Man met u morele tekortkominge kan nooit lid word van ons streng sedelike huisgesin nie. Dankie, Laurens. Nee, wat mense, kom nou, laat ons nie ons perspektief verloor nie. Jy weet, dis nie sogenaamd sedelikste huisgesinne gebeur die merkwaardigste dinge. En my ondervinding. As ek jou sluk dan wat ek sê hoor. Ons ver lang woord om Laurens. Ek dink nou byvoorbeeld aan die geval van 'n gesiene stadsvader hier op die dorp. Die skoolraad, die sensuurraad, die kerkraad. Jare gelede 'n stalversmeltende verhouding met 'n sedeversmeltende Spaanse danseres aangekloop het. So? Lastige stories hierdie hoor, ek waarsku jou. Ag nee, oom Laurens.
'n sekere Señorita Rosita. Ek glo dit nie. Jy soek nou groot moeilikheid. Emma, kom. Nee, wag, Laurens. Die uitlander, Rosita, was sy dan hier in Hermans? Maar ja, mevrou. Dis hier waar sy oor die tou getrap het. Sy het 'n kind saam met haar hier uitgedra. En die arme kindjie het 'n pa op hierdie dorp? Ons kan net so aflei. Emma, kom. Meneer Durant. Noem my asseblief Pierre. Meneer Durant, ek praat nou in my hoedanigheid as voorsitter van ons morele aksiekomitee. Ek besef natuurlik dat jy nooit my simpatie kan wen deur sulke skokstories te vertel. Natuurlik, mevrou. Maar dis nie u simpatie wat ek probeer wen nie. Het jy enige bewyse van hierdie skandvlek op ons dorp? Ek is 'n prokureur, mevrou van Rooyen. Jy weet dus wie die vader is. Natuurlik weet ek. Ek gaan. Ek mag dit nie verklap nie. Jammer. Dan sal ek dit myself moet vasstel. Laurens, ons moet hierdie onding opspoor en uitroei voor hy verder kan skade doen. Daarvan is ek seker. Jy net kykie van die baan, hè? Maar ons sal sien. Net charme, Durant, maar ek sien deur jou. Jy sal nooit betaal. As jy weer naby haar kom, sal ek 'n interdikt in jou aanvra. Ons sal sien, mevrou. Emma, my liefste. Kan ons van niemand op die pul sit? Hy wat gekastreer moet word, is wat moet gebeur. Ek is bevrees die vakansie is oor, Paula. Miskien sal papa en ek jou toch vir 'n paar dae na tannie Josie op die plaas neem, maar hier kan jy nie langer bly nie. Ja, maar sy wou net finaal vir 'n prokureur die rand gaan tot sien sit aan. Dit sou die laaste ontmoeting gewees het, nee Paula? Ja, jy jonge dame was veronderstel om 'n oogie oor haar te hou. Ja, maar sien is nou so tannie, ons het vir julle verrassing gesien. Sien Paula het al vir Hendrik van der Walt ontmoet. Hendrik van der Walt? Hy sal smoor verlief op haar. Sy wou net beleefd as 'n welopgevoede meisie. Hom gaan tot sien sê. Maar waar is sy? Hoekom is sy nie by ons nie? Ek verwag hom dan. Hy's baie skaam. Hy staan by die hotel en Paula het gedink sy wil hom net leer ken voor hy nou by julle in die huis kom intrek. Dan kan ek hom versel. Hoekom tog al die intrige wil? Jy's like ma. Ek kan nie niks alleen doen nie. Moet julle altyd inmeng. Eers met Pierre. En nou met Hendrik. Teel jou, Paula. Hallo Hendrik, maar wat, ja? Ja, skakel maar in. Tannie Emma. Waar is jy? Ons wag op jou. Ag, dis nou laf, maar baie dierbaar. Jy moet nou definitief môre kom. Kom so 10:00 in die middag, dan kan ons lekker gesels. Wat sê jy? En toe? We branden in huis. So erg. Nog jy drink nie. Dat is baie lief vir jou. Is jou nooit graag van verloor nie. Alles is mos nou weer weg. Oh, kom aan. Goeiemôre, Joppie. Môre, Farah. Hoe lyk dit? Ja, het ek gekry wat jy wil hê. Daar het 'n bietjie in die bak daar oorkant. Hoe het gesê, wanneer is dit? 53. 53. 39. 53, ja. Zo, dat is wat.
Onze danseres. Aha. Telefoon? Dank u. Jane, krijg mij kruik alsjeblieft. Meneer Swanepoel. Maar Piet, sit. Ek het my lewe in my hande geneem om alleen met jou te kom praat. Hoe lyk dit vir my Emma oortref jou reputasie so? Lyk my so. Kom sit. Dankie. Nou wat kan ek vanoggend vir ouma doen? Ek is hier oor Paula. Paula. Ek wil ook my talentjies bysit om julle twee gelukkig by mekaar te bring. Glo my, 'n kroos kleinkinders is net wat Emma nodig het. Nee, magies, Corrie. Ek lees nou net hier in die Koran. Net die regte jobie vir jou. Net waarna jy gesoek het. Besig Alwyn. Al wat jy moet doen is op en af swem en vir foto's poseer. Waar's dit? Loch Ness. Jy's glad nie blerrie snaaks nie. Meisies, nie te laat terugkom nie, hoor om Alwyn hulle kom vanmiddagete. En sê tot vir die liewe Hendrik ons verwag om dan vanmiddag. Dit baie dan nie? 'n billetjie. En wees toch vriendelijk met hom, my skat. Jy weet mos wat mama se begeerte is. Geniet dit. Baie dan nie? Man, by 'n meisiekind ook jy mos nie skaam te Ja, wees. jy praat te hard. Ek kop, ek dink ek gaan dood. Babbelas so pel. Dis wat hulle noem babbelas. Kyk by jy moet maar by melk bly. Ja. Hendrik, jy weet Paula is 'n lekker girl, maar sy's 'n bietjie skaam. Jy sal die leiding moet neem. Ek weet nie. Kyk, dis maklik. Jy vat haar aan, okay? Sit jou arm om haar lyf. En jou been so tussen haar bene, daar, okay? Jou arm hier teen haar bors. En jou hand so teen haar wang. Okay? Saggies hier by haar oor. Dan buig jy haar oor. Peter, wat is dit nou met jou? Peter, roep die polisie. Geef ek vir my. Ag, Corrie. Jy die morele diep. Van Herman is vrij, tot tafel bij, was die Zunge an die grond. Papa se streken, mama se prieken, en Rosita was alles op dom. Wie se kind is die, van die Spaanse vlieg, wie se kind is die, en wie gaan bied, wie se kind is die, van die Spaanse vlieg, olé, olé, olé. Hallo, Paula. I know. Ag, is jammer, Paula, ek jammer. It's like... Lyf. Bors. Eers was dit 'n seun en nou is dit 'n meisie. Haar. Nee, wat, Corrie. Daar's beslis 'n naam vir jou soort siekte. Wat's miskien verkeerd met my? Jy's paranoïes verkramp, my liewe suster. Dis like... Hendrik? Daar is meer aan jou as wat ek gedink het. Selfs. As jy wil. Kom, sy gaan stap vir eentjie. Môre, Emma. Mooi, Emma. Kom, daar's iets verskrikliks aan die gang. Waar? Daar onder in die stad. Gaan help tog gou. Totsiens, Emma. 'n Voorspoedkooi. En wat het jou nou so ontstel, Emma? Oh, die verkeer. Alwyn, ek dink is beter dat Corrie nie hiervan weet nie, maar ek het 'n werkie vir jou. Ek wil hê jy moet vir my 'n lys optrek van al die vooraanstaande mans op die dorp. Ek dink ek het 'n baie groot saak hier weet en ek wil dit graag alleen hanteer. Kan ek op jou staat maak? Sy swem in 'n lokaal by jou huis. Saam met die meisies. Ja, is heerlik. Jammer, is dit nie wet. Maak dit nog lekkerder.
Maar vind je niet voor die meisjes dat... Het hangt af. Ja, maar... Ik zei jou, het hangt af. Help je. En het is alles aan jou te danken. Ja, raar. Zo te schaam is om een woord te zeggen. Zij ken haar zeker goed. Lijkt mij Tannie Emma weet meer van mij als ik zelf. Ek en Laurens is mal oor mekaar. As mekaar sien dan word ons mal. Zo, wat moet ik doen om een goede indruk op hem te maken? Je weet eens maar net aan Emma wat bevriend is met mijn ma. Hoe oud is jy nou? Ek is 26. Sê wat jy doen. Kyk, as jy by hom Laurens kom, dan sprei jy jou arms uit. En dan sê ek handelijk borsknie. Jy weet, daar is een ding wat Laurens altyd graag wil hê. En dis 'n seun van sy eie. Jy gaan mos nou sy seun word. Sy skoonseun. So, dan sê ek vir hom, hallo papa, ek is jou skoonseun. Nee, as jy by hom kom, dan sê jy iets poëties. Jy sprei jou arms uit en jy sê, papa, wees bly, jy het 'n seun gekry. Jy sal verbaas wees oor sy reaksie. Ek ken daardie soort kerel, Laurens. Vastberaden. Die raad is 'n regte prokureur. Hy sal nie gaan lê nie. Ons sal sien. Hey, sê vir my, watter ding het Emma nou weer bied? Ag man, is daai storie van een of ander man wat jare gelede 'n kind gehad het by 'n Spaanse danseres. Spaanse vlieg. Har jy daai naam gehoor? Net so onbekend, Laurens. Ach, het was maar iemand dat ik raak gelopen dat mij verteld het. Wie? Rand? Rand? Zou hij dan niet? Kom, weer mag nie 'n woord verder nie hoor. Ek soek al die hele oggend na julle. Ek is bly julle is alleen. Emma het my gevra vir ete, maar ek moet eers 'n saak met julle bespreek. Oor alwen, ons kan raai wat dit is. En wat wil jy inspan? Weet jy al wie die vader is? Ek weet dit al van die begin af. Wat? Vir 25 jaar was die geheim by my veilig. En nou kan die kind op sy eie voete staan. Gaat jy alles alweer? 25 jaar? So lank betaal ek al vir die kind se opvoeding. En nou, in die skemer van my lewe, ontplof hierdie sluimerende skandaal in my gesig. Dis niks om oor te lag nie. Jy is die vader van die kind? Ja. Ek wonder waar kry hulle die inligting. Ek dink ons pos word oopgemaak en gelees. Ek het juist gister van haar 'n kerskaartjie gekry. Jou seun het sy finale eksamen briljant geslaag. Hy weet natuurlik nie wie die vader is nie. En namens hom bedank ek jou vir jou maandelikse cheque. Van nou af kan op sy eie voete staan. My kaartjie. Hy ook. Jy ook. Oh nee. Yes, like. Ek dink jy skoenlappers en kadash maar goed is skadeloos. En ek dink sy veronderstel om hom van my af weg te hou. Doen het nogal goed, hè? Hey, julle twee, kom hier Dominie.
Ons is net aan. O, is dit wat julle dit nou noem, hè? Kom julle moet gaan eet. Die mens kan nie van kos alleen leef nie. Jy sal die krag nodig hê, jong. Julle moet net doen wat ouma B vir julle sê. Kom, ons waai. Mamma Tom Darian, die gaan beste paar behaar. Die tannies van actie, morele skandaal, wij het gewonnen en die golf. Van Herman is vrij, tot tafel bij, was die tongen aan die grond. Papa ze streken, mama ze spreken, en Rosita was alles op dom. Wie zijn durstig, van die Spaanse blik, je kunt er niet, in die gaan bied, wie ze kunt er niet, van die Spaanse blik, olé, 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 olé. Hey mannen, besef jullie hoeveel geld ons betalen door de jaren aan de Spaanse vliegen? Ja. Dink bietjie daaraan. My boot, my kleurtelevisie, my vakansie na New York. Ek het nog betaal. Ek was bang. Die kind kom eendag hier by my huis aanspook, Willie. Hey, wat praat jy man? Besef jy die kind sluip hier rond in die dorp nou op soek vir sy pa. Wat? En jy weet bovendien, Emma is af iemand se bloed aan, hè? Alwyn, wat gaan jy vir haar vertel, hè? O, ek weet nie. Wat dink julle? Ek kan net maar lieg en sê die kind is dood. Kind is dood! Hallo? Meneer Durant hier. O, hallo mevrou. Ja, hy is hier by my, net ons. Hendrik, jou ma wil met jou praat. Ek kom nou. Hy kom mevrou, net 'n oomblik. Ja. Hallo ma? Ja? Wie? Pierre Durant. Ja, maar... Ja, ma. Paula is beslis die vrou van my. Sy is 'n droom. Dag. Ja, maar waar is ma dan? Wat is wonderlik? Ma, bring vir my Bokwariet hier te saam asseblief. Nee, ma. Die te. Ek? Ja, sy is net so mal oor soos ek. Dankie. Bye. En ma stuur vir jou groete. Dankie. Maar waar ken jy? Jou ma en my pa was saam op universiteit. Ja, gehoor van Balle Durant. Rugby losskakel. So Balle Durant was jou pa? Goed geërf, hè? Hierso. Gebruik dit. Hoor dan. Jy weet nooit. Een beetje wijn nemen. Ja. Ons drie gaan net naar Pierre Durant toe. En ek se ma sal daar wees. Dis tyd dat jy jou aanstaande skoonma ontmoet, Willie. Ja, maar Hendrik dink nou nog steeds ek is Paula. Ja, dink 'n bietjie. Die pa wat jy soek is 'n paar jaar gelede dood. 'n Tragies dood. Ja, fooi toch. Ja, en die kind ook. Ja, skielik. Tragisch dood. Ek is nog net prokureursassistent vir 'n dag. Een ding weet ek. As Matilda van der Walt by ons aansluit, dan sal ons hands down wen. Dood, hè? Allemaal dood, hè?
uur en 'n half. Erger as Paula. Paula? Willie, ek is nog half van die slaap, man. Dink jy nou met sy regte indruk maak? Ja. Ek moet sê as die moffies op die strand jou nie eerste bykom nie. Wat? Tomorrow, Hendrik. Jy sal die hardste skoonvader hart laat versmelt. Dr. van Rooyen. Papa, wees bly, jy het 'n seun gekry. Sien jy jou bek hou jou bly die klein voel? Papa, Manus. Lekkere plek. Hallo mevrou. Hallo Piet. Oulike plekkie weer hier het. Dankie. Ek is bly het gekom. Kom binne. Luister, sê die mond klop. Sê nie 'n woord nie. Dis lekker koel hier. Dankie. Wil jy iets drink? Koeldrankie sal lekker smaak. Dankie. Ek het eergister nog jou pa gesien. Ek wonder of Lourens van Rooyen my nog sal onthou. Ek het Lourens nog jare gelede hier op die dorp by 'n dans ontmoet. Ek twyfel of hy my sal onthou. Ek kan hom gerus vra. Hy weet nooit. Ek sal beslis. Gesondheid. Maar kom. Vertel my nou van Hendrik en Paula. Mevrou, daar is 'n klein probleempie. Ek kyk nou binne. Ek het laat dink aan iemand wat baie goed ken. Ek het geen idee nou van mense gelyk nie. Ek kan jou goed glo. Luister sê my, ja. Wat besiel jou nou eintlik om hier te doen? Dit was eintlik my ma se idee. Jou moeder, hè? Nou hoe gaan dit nog met jou moeder, hè? Nog fliks, hè? Op die bene. Ja, wel sy het my gevra maar beste wens aan die vrou oor te gaan. Luister, nie 'n woord van my vrou nie. My vrou is die voorsitter van die morele kommissie en enigiets oor dans is uit. En my ma ook. Dat kan ek moeilik glo. Jy sien, my ma wil hê ek moet trou en dus is ek nou hier om van as vader eers toestemming te vra. Dit is baie vriendelik van jou. Het jy niks laat doen? Nee, man. Nee, glad nie. Dankie, papa. Ek het nog 'n drankie nodig. Zeg my, jou moeder, heeft ze jou goed opgevoed? Ja, wel, sy het my gesê, leer vir wat jy lus het jou pa se betaal. Ja. Ek sal serioloog. Ja, ek is weer Scorpio, hè. Wel, ek het ontdek dat Kardagage, wat gewoonlik beskou word as die seun van Ajiroshishi, waarskynlik die seun van Bournaburiage was. Wat sê jy daarvan? Ek sou dit mondelik moeilik kon glo. Met ander woorde, Kardagage, dis 2 vaders gehad, né? Dis tog onmoontlik. Solank ek meer betaal het. Sê my, hierdie loogstorie van jou, hè? Hoekom kies jy nou nie vir jou ordentlik? Papa, like, ek sou enig ryk wees, dan natuurlik sou ek my vader se geld gebruik. Sê maar. Nou luister. Dis al klein geld wat ek het, hè? Nou groet aan jou moeder en tot ziens, hè?
Laurens, ek het skoon verslaap. Ek dink ek moet gaan. O, ekskuus. Ken ons mekaar? Gee 3 raaie. Olé. Olé, man. Ag, nou my kennis. Dankie tog. Jy het niks van jou ma geërf. Jy is jou pa se seun. Ken jy dan my moeder? Net oppervlakkig. Sê groete aan haar. Olé, skyn nou uit. Die kind is hastig. Wat moet ek met die R20 maak? Hy skuld sig. Dok op. O, jy is nes jou ma. Hier, my seun. Ek verstaan nie. Sê net dankie en totsiens. Maar Laurens, my seun. Na al die jare van wag. En nou skielik weg. Ag hemel, Alwyn, skei uit. Jy klink net soos Suster Sonnerskyn. Ek nou gehoor van Boland se gasvryheid, maar dit is belaglik. Kom, ons is laat. Hendrik, jy sal hier. Luister, ek is nou heeltemal te mekaar. Ek het nou net met jou pa gepraat en het my die geld gegee. Het my pa veel geld gegee? Nee, Paula se pa nie, en 'n vriendelike meneer Wemmer. Het my gesin op jaar met die nog gewaarsku. Ek is ouma Boersma. En jy weet, jy het te vroeg gekom. Sê my, het my pa, haar pa, sy toestemming gegee tot julle troue? Net so ek is heeltemal uit die veld geslaan. Hendrik, Ja, maar. as jy lief vir haar, Ja, maar. en jy wil met haar trou, Ja, maar. nou dan gaan vra jy vir my seun Eddie Boersma om haar hand. Hy's regtig pa. Boersma. Boersma. Dan is hierdie Paula. Willie, sy's Paula. En my ma dink ek wil met Paula trou. En my ma dink, jy wil met my trou. Met wie wil jy trou? Met jou, wat is je naam? Hendrik. Willie. O, kyk kinders. Toe Hendrik strafskop om my. Moet ek nou weer die hele besigheid gaan. In jou lewe kry jy min kans en dit is jou groot kans. Het ek al vir julle van my droom vertel? Kom ouma, weer wag. Ek hou vir jou duim vas. Het dit nodig. Dankie. Kom Willie. Kom. Hallo. Kom laat ek julle voorstel. Mevrou van der Walt, dis ouma B. Dis Paula van Rooyen, my verloofde. Willie, die toekomstige skoonmoeder. Willie, soos in Willemien. Ja, tannie. Kan jy brug speel? Brug? Natuurlijk. Soos Asma. Welkom in my familie. Dankie, ma. Het ek al vir julle van my droom vertel? Hoe lyk dit my ouma begin dit al self glo? Kroos agter kleinkinders. Ek is nooit verkeerd nie. Ons kan Champagne vir almal. Die sê die kind was hier. En hy is. Waar sê nou? Is hom ietsie gegee. Om ontslae te raak van hom. Dis 'n verligting. Julle weet, ek wil nog altyd graag 'n kind van my eie gehad. 'n Seun van my vlees en my bloed. Maar 'n bloed is mos dikker as water. Jy weet Eddie, die appel val nie ver van die boom af. Uitgeknip. Wat? Alwyn is ongetrouwd. Ons het te veel om te verloor. Kom ons gee hom iets, dan moet hy die skuld te gaan. R500.
Laurens, jy weet, Emma en Corrie. Albei. Alwyn. Ek gee ook R500. R800. En Jack. My bonusobligasies. My boot. My pierneef. Laurens, daai plaas van jou, daar's mos nie meer 'n verband op nie, of hoe? Eddie, sê nou maar net, dit is jou kind. Jy moet jou verantwoordelikheid ontduik nie. Luister. Dis reg, ja. Maar sê nou maar, dis jou kind. Ek is seker van Emma se vas. Luister, vergeet maar van die plaas. Meneer Bosman. Papa. Wie is dit? Dis die vliegse kleintjie. Hy moet hier uit. Meneer Bosman. Hou die op bek, jy speel Meneer met Bosman. Ek vra toe stem om met Willemien te trou. Wat Willemien? My dogter? Dis onmoontlik. Dan lief meneer Bosman. Alfie, hy's nog aan broer. Wat, my dooie liggaam. Dan gaan ek nou vir Willemien aan ons trou sonder die toestemming. Jy hou op. Jy gaan uit. Ons is kyk, ek verloop meneer Bosman. Jy moet uit, Emma. Los my! Ek wil voor jou! Los my! Sit my neer! Los Emma! Los Emma! Wat? Wat doen nou? Hier die kas. Die kas! Kan jy iemand my genooi verteer? Maar reg, Emma. Kom drink 'n kop. Emma, Is julle dronk? Kom ons nou dronk wees, hè? Wat dink jy van Maak op die deur. Maak op die In die middel van die week. Skaam julle julle nie. Kom, Emma. Sien op bek hou jou grens kan vlek. Mallis. 'n Absolute mallis. Al jare voorbestaande mans wat hulle so skinders gedra. Wie is jy? Wat doen jy hier? Maak van die wacht. Hendrik, wat maak jy in die kas? Nou my kennis te neem. Moeder? Bring die doem. Hendrik. My liewe Hendrik. Laurens, kom kyk wat het ek in die kas gekry. Dis daai duiwelse Durant, ek sê julle, hoor? Is jy seker jou naam staan op die kerskaartjie? Ek weet nie, man, maar hy's besig om my af te pers, hè, en julle is tog nou nie. Later, Laurens, later. Die kind moet hier weg en nou. Laurens. Laurens, hoekom het jy my nie gesê van die jongman se aankoms nie? Ken jy hom dan? Natuurlik. Ek het hom hierheen genooi. Jy het hom hierheen genooi. Ek het jou moeder beloof ek sê jou as ons eie seun. Ek groet aan van moeder. Jou liewe moeder, so goeie sedelike mens. Maar kom Hendrik. En vertel my meer van jouself.
Hoe oud sê jy was jy toe jy jou vader verloor het? Middag, Laurens. Middag. Hoe sê jy my kon onthou? Ek het jou dadelik herken. Ja. Ek het jou 'n leidraad gegee. Baie jare gelede en daar was gedans. Dans. Ons het seker almal verander. O, Laurens, baie dankie dat ons seun met soveel liefde ontvang het. Is jou vrou hier? Nee. Maar Laurens, jou vrou het my uitgenooi. Ek is veronderstel om sommer dat ek is van die Kaap af. Dit is typies Emma daardie, hè? Eers die bloody kind en dis haar manier van weer raak vlieg en nou weer jy. Wag, die dokter gaan rooi. My besoek gaan oor die toekoms van jou kind. Rubbish, man, hoe weet ek is die pa van die kind? Daar's klaar al 3 van hulle, hè? Hoeveel ander vingertjies was daar nie in die paai nie? Kan jy so iets sê van 'n vrou wat streef vir die morele opheffing van die sedes? Verskoon met my af aan jou sedes, hè? Jy moet my praat. Vir 25 jaar pers jy ons af en suig jy ons uit, hè? Dis niks anders as 'n geldwolf nie. Dan help my. Maar ek verstaan nie. Laurens, sê dis lekker ou lê, man. Dis ou lê. Wat? Rosita! Kira, man, ze gaat hem toe. Wel, dan nie sien, eintlik wil ek met Willie trou. Ek Willemien, Ek nie tannie gehoor. wat dan van my arme Paula? Die kind sit dan op die rak. Nee, sy gaan ons met Pierre Durant trou. Wat? Oor my dooie liggaam. Hallo. Mama, wat so? Hendrik. Laurens? Bel die polisie. Daai vent het weer ons kind ontvoer. Is jy buite? Net te lang ontvoerder. Emma. Durant, hoe durf jy jou gesig hier wys? Emma, wees toch versigtig vir vrou sê. Bly stil, Laurens. Mense sweer die man pers jou af of iets. Dis nou 'n saak vir die polisie. Kom, Paula. Dis pa se vlieg. Ek nou net hier in en uit gevlieg. Wat het jy met die saak te doen? Net 'n oomblik asseblief, meneer. Wag 'n bietjie, mense. Kan ek net 'n woord hier ergens inkry asseblief? Ek is baie lief vir die dogter, maar ons sal nooit teen julle wense trou nie. Oom Laurens, ek sal baie graag jou skoonseun wil word. Ek is bevrees jy sal my moet nooi. Misschien, ja, hoe sal ek dit nou nie stel? Misschien in sake soos hierdie, met mevrou Dr. Laurens van Rooyen natuurlijk die finale sê. Emma. Matilda. Vlieg. Nee, oom Laurens. Mevrou van der Walt en my pa was saam op universiteit. Ons sal jarelank bevriend, né, mevrou? Ja, dit was 'n verrassing om te hoor die seun van Balle Derantes hier op Hermanus. Regter Balle Derantes? Die einste mevrou. Rugbyspeler. Ja, ek onthou nou so iemand. Emma, is dit die man saam met wie jy vir die hele naweek verdwyn het? Ag, moenie laf wees nie, moeder, dit was met Fritsie Steenkamp wat ek... Sal ons tee drink? Dankie tog, ons was almal jonk en wild op ons dag. Ja, ja. Kan ek maar die verloofde paartjies geluk wees? En nou, mamma? As het dan moet het zeker maar. Jy lyk nie so, pa. Balle soekend, my kind, vlieg soekend. My kind, die van een waldkind. Geen kind, geen plaas, geen pionier, geen jaguar, geen niks. Kijk wat krijgen met Jane! Kijk wat krijgen met Jane! Ai, julle!
Kyk wat kry ek op die duine. Ek het baie belangrike inligting vir jou. Hoor, is maar se plek net hier. Aha, maak hom kom met dit. Hallo. Hey.